Ons gaan saam bid en daarna lees ons Lukas 2, staf iewers wat dit wil opsoek, is ook op die bord. Lukas 2, ons lees vanaf die 8ste vers, is die bekende geboorteverhaal skaapwagters. Lukas 2 vers 8, sluit ons oor en bid ons saam. Here onse Vader, wat 'n wonderlike voorreg en genade om die loflied van u kinders te hoor opklink. Here, daar is soveel rede om 'n treurlied te sing, om 'n hartseer lied te sing, oor persoonlike omstandighede miskien, oor ons land se situasie, oor die dinge in die wêreld. As ons dink aan die mense in Sirië en in die stad Aleppo en soveel ander plekke in die wêreld waar daar soveel swaar kry en soveel hartseer is. Dankie dat ons 'n loflied kan sing op die teenwoordigheid van die lewende God, die opgestane Here, ons Verlosser en ons Here. Dankie dat ons u kan aanbid met oorgawe, met die sekerheid van u liefde en van u vergifnis van al ons sondes. Ons aanbid u, Here, in u grootheid en in u genade. En as ons nou hierdie baie bekende verhaal lees, hierdie Kersverhaal om die skaapwagters, Here, seën ons met u woord. Laat u naam verheerlik word. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Lukas 2 vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus, die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy in welbehae het. Nadat die engele van hulle al weggegaan het na die hemel toe, sê die skapwagters vir mekaar: kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en bekry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou, telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle bestem is. Ek wil net graag klem lê op vers 11. Lukas 2 vers 11 staan daar hierdie woorde: vandag, dis nou die Engelse boodskap, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here. Kan ons so 'n paar minute net fokus op hierdie een enkele vers en die woordjies 'n bietjie onderstreep. Ek gaan begin met die heel eerste woordjie: vandag, in die stad van Dawid, die Verlosser, Christus die Here. En wat die vers moet doen, wil doen, wat die Heilige Gees met die vers wil doen, is om dit in my hart in te brand, om my dit opnuut te laat hoor en vir myself te neem en dit te glo en verwonderd te wees oor hierdie boodskap, soos die skaapwagters en die engele. Ons ken almal die woordjie wanneer. In hierdie tyd tel die klein kindertjies die slaapies. Wanneer kom Kersfees? Ons ken wanneer
word ek gesond? Wanneer kom die reën? Wanneer kom daar vrede? 'n Iersgebore dramaturg, Samuel Beckett, hy het veral in Frans en Engels geskryf, het 'n drama geskryf, Waiting for Godot. 2 manne wat in 'n park op 'n bank sit, of as dit nou opgevoer word op die verhoog, en met mekaar praat, en allerhande dinge praat, en later 2 ander manne bybring, hulle wag vir Godot, een of ander onbekende figuur. Maar Godot kom nie. En so eindig dit. Godot het nie gekom nie. Het God gekom? Daar kom oomblikke in 'n mens se lewe wat jy miskien wonder, waar is God? En in 'n noodsituasie, wanneer gaan hy ingryp en help? In die Ou Testament het die Jode met groot verwagting uitgesien na die koms van die Messias, die verlosser. Vir die belofte wat God gemaak het, reeds vir Adam en Eva, om waarheid te word. Die belofte in Genesis 3 vers 15, dat die kop van die slang vermorsel gaan word. Wanneer gebeur dit dan nou? Dis eeue en eeue later. Wanneer doen God wat hy beloof het? En dan doen hy, een aand, herders, skaapwagters, rondom 'n vuur, 'n gewone aand soos altyd, en met eens die hemele wat oopgaan, en 'n engelekoor, wat daar kom sing, die wonderlike woorde, eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense, en wie hy welbehaag het. 'n koor wat sing, die verlosser is gebore. Vreemd, ek het 2 weke terug ook daarna verwys, vreemd, die eerste getuies, die eerste mense wat hoor, behalwe natuurlik moeder Maria en vader Josef, maar die eerste wat het hoor, wat hierdie boodskap hoor, is skaapwagters. En die skaapwagters van daardie tyd is beskou as onbetroubare getuies. Hulle kon nie eers in 'n regsaak getuig nie. Maar die engele kom na hulle toe, want hierdie verlosser wat gebore is, kom nie in die eerste plek as 'n koning in Jerusalem, in die tempel. Hy kom nie in die eerste plek daar nie. Hy kom tussen gewone mense. Hy kom vir ons vandag. So sê die engele, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore. Wanneer kom hy? Hy het gekom. Gaan kyk in die krib. Nog so 'n vreemde ding. In 'n krib. Daar lê 'n babietjie. En as hulle by die babietjie staan, loof hulle die Here vir sy verlossing. 'n vreemde evangelie, maar God se evangelie. En as ons as mense en as hierdie wêreld in die nood uitroep, wanneer gaan God dan optree om iets te doen? Dan kom die boodskap van die Bybel. Hy het dit gedoen. Hy het geantwoord vandag, daardie nag. Hy het die wêreld tegemoet getree. In die taal van Johannes 1 vers 14, hy het mens geword en onder ons kom woon. Onder ons sy tent kom opslaan. Hy het ons tegemoet gekom. Hy is hier. En weet jy, broers en susters, die wonderlike van die evangelie, dis nie net mooi filosofie nie. Dis nie mooi goedjies wat jy vir iemand anders sê nie. Dis nie 'n kaartjie wat jy by 'n boekwinkel koop nie, met mooi woordjies op nie. Dis nie sommer net 'n ou troosboodskapie, miskien om te sê, ag weet jy, dis heeltemal so erg as wat jy dink nie. Of daar sal wel ergens sin of betekenis hierin wees nie. Kom ons wees 'n bietjie positief en ons ontleed die situasie en ons kyk wat kan ons hieruit leer. Ek lees ook so 'n bietjie die sportbladsy in die koerant. Ek weet nie eintlik lekker hoekom nie, maar in geval ek lees dit en daar elke keer as 'n span verloor, dan is dit deel van 'n leerkurwe. Elke keer 'n leerkurwe. Hierdie evangelie is nie maar net 'n leerkurwe nie. Is nie maar net iets moois wat ons hoor en sê, wow, dit kan ek op Facebook sit.
Ekskuus as jy mooi goed op Facebook sit, dis nie verkeerd nie. Hierdie is baie meer. Hierdie gaan oor feite. 2000 jaar terug was daar engele, was daar skaapwagters, was daar 'n baba. Hy het geleef. Om die waarheid te sê, die jaartal is gegrond daarop. 2016 is gegrond op die geboorte van Jesus. Ek sien dat dit nou verander word. In Engels dan word daar nie meer gesit BC nie, before Christ nie, maar CE, common era, gesamentlike era. Jy wil nie Jesus erken nie. Die evangelie lei sy naam. Wat is sy naam? Is in die Ou Testament in Jesaja al gesê. Sy naam is Immanuel. En Immanuel beteken in Hebreëus letterlik God met ons. Wat kan 'n mens vir iemand anders beter sê as dit? Selfs in 'n krisissituasie. Ek kan nie vir jou verduidelik hoekom dit met jou gebeur het nie. Ek kan nie vir jou verduidelik wat die rede daarvoor is nie. Maar wat ek vir jou kan sê, God is by jou. En daaraan kan ek vashou. Want die wonder is in 1 Korintiërs 3 vers 16, skryf Paulus dat hy deur die Heilige Gees van ons liggame sy tempels gemaak het. As jy meer 'n tempel in Jerusalem is nie nodig nie, ons hoef nie een te bou nie. Hier staan die tempels van die Here. Daarom kon Jesus, toe hy afskeid neem van sy disippels, Matteus 28 vers 20 sê, aan julle is gegee alle mag, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. En dan sê hy by, en kyk, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Al die dae. En ek wil u graag herinner aan 'n vers in Psalm 68 vers 20, wat vir myself wonderlik baie beteken het al, en wat ek al baie gedeel het met mense. Psalm 68 vers 20, loof die Here, dag na dag dra hy ons. Hy het ons gister gedra, hy sal ons môre dra, maar die heerlike sekerheid waarin ek vandag moet vashou, vandag dra hy my. Vandag is daar vir julle gebore, die verlosser van die wêreld. En daarom sê Jesus ook, as hy vir ou Saggeus, jy ken die verhaal van Saggeus, die vooraanstaande man in die samelewing, die tollenaar, wat vir Jesus graag wou sien, maar as gevolg van sy lekking nie kon nie, en toe die uiterste doen en in die boom klim, en dan staan daar eintlik 'n klein wonderlike dingetjie, dat Jesus aangestap kom, en onder die boom kom, en gaan staan. Hy kon aanhou loop het. Hy gaan staan, en hy kyk op, en hy sien vir Saggeus, en hy gaan by hom aan 'n huis, en hy bring vir hom verlossing, en Jesus sê, vandag, het daar vir hierdie huis redding gekom. Vandag het daar vir jou en vir my verlossing gekom. Hou daaraan vas. Let dan ook net nog kortliks, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, in Bethlehem, en daar word nie sonder rede verwys na die stad van Dawid nie, bedoelende, dis die Messias wat gebore is, die koning van die Jode, en van die heidene, en van die hele wêreld. In die stad van Dawid kom die beloofde Messias, en hy is Christus die Here. Hy is ons verlosser, Christus die Here, die saligmaker, die redder van hierdie wêreld, die een wat volkome verlossing gebring het. Weer 'n keer Romeine 8 vers 1, geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Die gesalfde profeet, priester en koning, hy het gekom, hy is hier, hy is die Here. Vir julle het hy gekom, vir ons, vir die mense van hierdie wêreld. Ons kan dit vir onsself neem, en dit vir onsself toeëien. Wat gebeur het daardie nag, is vir my vandag, die verlossing, wat ek nodig het. Die betekenis van my lewe. Sonder Jesus Christus wag ek verniet op Godot.
hy gaan nie kom nie. Hy het gekom in die gestalte van my verlosser, Jesus Christus. En as dit vir my 'n bietjie voel, of ek verlore is, eensaam is, God my vergeet het, gryp maar net vas. Hy het jou vasgegryp, en hy sal jou nooit los nie. Ek wil graag afsluit met Filippense 2. Filippense 2 vers 6 tot 11 is een van die wonderlikste gedeeltes in die Bybel oor die verlossing wat in Jesus Christus na ons toe gekom het. Vers 6, dit is Christus, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie. Hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Daaroor gaan Kersfees. Hy wat uit van God afkom, so begin die gedeelte, in die gestalte van God was, hy wat 'n slaaf geword het, hy wat opgestaan het en opgevaar het, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here. Dis wat ek en jy moet doen, ook nou. Here Jesus, U is my verlosser. Dankie dat ek dit in 2016 weer kan vier. En dat ek vanoggend kan sê, vandag is daar vir my verlossing gebring. Amen. Ons dien die Here, ons gaan dien die Here nadat ons afgesluit het met gebed. Ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons voor U voete kan kniel en U kan aanbid. En dat elkeen van ons vanmôre weer 'n keer kan sê, U is ons verlosser. Dankie dat ons nie ergens op 'n bankie hoef te sit en vir U te wag nie. U het gekom. U is hier. U is by ons. Elke tree van die pad. En vir elkeen wat vir U nodig het, vir alles ons dink aan ons siekes, ons dra vir hulle nie op, Here, ook hulle wat geliefdes deur die dood afgegee het. Ons bid om U troos en om U genade. Bid vir ons land met al sy groot probleme. Ons bid vir die natuur, vir die reën. Dankie dat ons op U kan wag. U is ons verlosser. Amen.